Vriende, Terry, as jy my sal verskoon, gaan ons nie in hierdie môre die wet nie geloofsbelijdenis hanteer nie, maar ek gaan die woord van die Here voorhou uit Jesaja 53. Jesaja 53, wat profetiese woord is oor die Here Jesus en die lyding van hom wat vir ons homself kom offer het. En ek gaan vir ons daar lees vanaf die begin tot die einde van hierdie gedeelte. Jesaja 53 vanaf vers 1. Hy sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespreid, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk is. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat aan die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk, was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. En hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Wie is die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. En hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. So daar lees ons uit die woord van die Here, en ons vertrou die Here dat hy hierdie woord in elkeen van ons harte sal seën. Vriende, kom ons buig ons harte en bid ons net saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om as gemeente saam voor die voetbank van u genade te kom kniel. Om ons harte voor u te kom buig. Om stil te word vir 'n oomblik in hierdie woelige wêreld wat soveel verantwoordelikhede en soveel dinge het. En Here, ons behoefte is aan u, ons behoefte is aan u woord, aan u teenwoordigheid. En dankie dat ons kan deel hê in so 'n geleentheid. Here, ons wil kom intree vir elke een van ons mense wat vanmôre hier is, ook ander wat graag hier sou wou wees, maar nie hier kan wees nie. Vir elkeen wat siek is, vir elkeen wat nood beleef, gees, siel of liggaam, vir elkeen wat die angste van die lewe deurgaan. En Here, ons kom uit hierdie lewe uit oor die afgelope week, en daar het soveel dinge gebeur. Daar's geliefdes verloor aan die dood. Daar's begrafnisse gehou, daar's gegroet tot ons mekaar weer sien. En wil ons u bid, Here, dat u vir elkeen van daardie mense in hierdie môre sal naby wees en sal ondersteun. Dat u hulle sal toevou in die holte van u hand en hulle vertroos waar dit nodig is. Vir elke ander een, Here, wat deur die lewe getref word en deur die dinge van die lewe moet gaan, bid ons vir u wysheid, vir u instaatstelling en vir insig. Ja, Here, soms gaan ons deur dinge wat ons nooit eers kon bedink nie.
dankie vir u getrouheid. Selfs daar waar net een ry voetspore is, bly u getrou. Om ons te dra, om ons te neem tot waar ons moet wees, selfs in ons eie onvermoë. Maar Here, ons wil u kom bid, terwyl ons in 'n omgewing is waar daar baie goddeloosheid is, waar hierdie lewe oor alles gaan behalwe oor u en die saak, wil ons u vertrou, Here, dat u regtig in ons harte daardie ywer sal kom werk vir die saak van die Here en vir die koninkryk van God. Help ons en gee vir ons oop geleenthede en deure om die woord van God uit te dra in die wêreld daar buite, om 'n getuie te wees, Here. En as ons moet woorde gebruik, dat ons dit sal gebruik. Ons bid, Here, dat u ons sal in staat stel om 'n voorbeeld te wees in hierdie wêreld wat duister en donker is. Dat dit so duidelik sigbaar in ons lewens sal wees, dat mense sal kan sien, ons is kinders van u sorg. En Here, ons weet dat terwyl daar nie vir ons antwoorde in die lewe is nie, is u vir ons die antwoord in die lewe. En daarom beroem ons vanmôre op die Here, vir elke stukkie genesing en elke bietjie voorsiening. Ja, Here, kom maak dit nou stil in ons gemoed. En help ons om vir 'n oomblik te vergeet van die gedruis van die lewe. Ja, Here, ons kinders word by skole afgelaai. Ons bid vir die skole. Ons bid vir die onderwysers wat hierdie kinders moet opvoed. En ons vra, Here, dat asseblief hulle sal getrou hou aan die oproep, aan die roeping om kinders op te voed in die weë van die Here. En ja, Here, dit beteken dat daar mense moet wees wat geroepenis van die Here moet wees, ook in die onderwys, wat ware kinders van God is. En ons bid vir hulle, Here. Ons bid vir die erns van die saak, oor die dinge wat geleer word, en die dinge wat gedoen word, en die dinge wat toegelaat word in ons kinders se lewe. Here, ons kom vertrou u, want ons weet dat sonder u is ons niks. Ons bid vir ons omgewing, vir die misdaad, vir die ekonomie, vir mense in die werksplekke, mense in besigheid. Ons bid vir mense wat in hospitale moet werk en moet bystaan en ondersteun. En dankie, Here, dat ons na u toe kan vlug, terwyl ons sien wat in die wêreld aan die gang is, wat in die Midde-Ooste besig is om af te speel, en mense besef hoe vinnig dit kan oorspoel na ons toe. En daarom kom ons kom skuil by u in die dag waarin ons leef. Here, kom maak dit stil in ons hart. Maak dit ontvanklik in ons gemoed. En help ons, Here, om die woord diep in ons hart te bære, dat ons teen u nooit sal sondig nie. En daarom vra ons dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, as 'n mens dink aan die gedagte van stilte, dan is stilte soms 'n plek. Stilte is soms daardie plek wat baie mense vermy, van wegbly. Want stilte is nie altyd vir almal baie gemaklik nie. Maar stilte is ook soms 'n persoon. Wanneer jy tussen 1000 mense staan, maar jy is in jou menswees stoksiel alleen. Stilte kan ook 'n gevoel wees. En om daardie plek in jou lewe te wees waar daar soveel aan die gang is, maar in jouself voel jy daardie alleenheid wat jou oorweldig. Stilte kan soms 'n belewenis wees, veral wanneer 'n mens by sekere plekke kom en sekere dinge beleef. Ja, dit kan 'n gewaarwording wees vir jou in 'n oomblik in tyd en in spasie, wanneer jy bewus word van daardie oomblik van stille rustigheid. Dit kan 'n bewuswording wees deur iets wat 'n mens aanskou, iets wat 'n mens sien. Ja, stilte is ook 'n plek van afsondering. Stilte is soms net 'n plek. Stilte is soms 'n toestand, maar stilte kan ook groot waarde hê. Want binne in stilte is daar 'n paar dinge wat die Here oor 'n tyd vir my kom bewus maak het van. Nou, stilte is nie almal van ons 'n superpower nie. As jy nou moet eerlik wees en as jou naam nou Johannes, dan weet jy stil word is nie die maklikste plek om te wees nie. Maar die Here het altyd 'n wonderbaarlike doel met hierdie oomblikke van stilte, hierdie tye van stilte, hierdie plek van stilte, hierdie belewenis van stilte. Daar's altyd groot waarde in stilte. Want ons kan vandag vir mekaar sê dat as ons die hele lewe bymekaar bring en alles bymekaar sit in een roomhuisbak en ons begin tel oor elke deeltjie van die lewe, die bitter en die soet, die lig en die donker,
dan is daar oomblikke van stilte wat vir ons baie maal so wegraak tussen die krake. En ons hou nie altyd van stil word nie, want saam met stil word kom daar ontmoetings. Maar stilte is nodig. Stilte is wat baie mense vermy, maar wat baie mense juis nodig het. Eintlik wat elke een van ons nodig het. Want in die oomblik van stilte gebeur daar groot dinge in mense harte, in mense lewens. Nou lees ons in die woord van die Here in Jesaja 53 dat die Here Jesus kom en hy is hierdie man van smarte. En hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Die God van die heelal onderwerp homself aan mishandeling. En hy het sy mond nie een enkele keer oopgemaak om enigsins te sê ja maar nie. En soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeders, het hy nie een keer sy mond oopgemaak nie. Jesus self het baie oomblikke gehad van 'n stilte belewenis. En in die oomblik van die kruis was daar 'n skare mense wat rondom hom was, maar in 'n oomblik het hy bewus geword van hierdie belewenis. Vader, waarom het U my verlaat? Want dit was so stil aan die kruis van Golgotha, dat hy nie verder enige geluid kon hoor wat rondom hom aan die gang was nie. Hy was bewus van hierdie oomblik. En in sy gemoed was dit hierdie stilte. En in hierdie stilte was daar geen rebellie wat by sy mond uitgekom het nie. Was daar geen weerstand wat uit sy mond uitgekom het nie. Was daar alleen net fokus wat uit hom uitgestraal het. En daarom 'n doodse stilte. Die oomblik in die wêreld se geskiedenis, toe die grootste boodskap uitgedra is, word nie een woord gespreek nie. En dis stilte. En die hele wêreld kom tot stilstand in 'n oomblik, in tyd en ewigheid. Matteus 26 sien ons, hy het nogal die manier gehad om oomblikke te hê van hierdie stilte. Hy staan voor die Sanhedrin, dis die godsdienstige en die leiers van die gemeenskap. En daar's doodse stilte uit die beskuldigingsbank uit. In Matteus 27 staan hy voor Pontius Pilatus, die politieke leier, en daar's doodse stilte uit die beskuldigingsbank uit. In Lukas 23 sien ons dat hy staan voor Herodes, die koninklik is. En hy wat die koning van die konings is, sê nie maar wag nie. Dis doodse stilte. In Markus 15 hang hy in die kruis. En terwyl die offer van 'n ewigheid gebring word, is 'n doodse stilte. Vele kere sien ons hoe dat die Here Jesus homself onttrek het. Eenkant gekom het, weggekom het van mense af, weggekom het van kalenders af en belangrike dinge af, weggekom het van al die ander dinge wat vir so baie mense saak gemaak het, vir die een doel van stilte. En as die Seun van God stilte nodig gehad het, hoeveel te meer nie ek en jy nie. En dan skop ons teen stilte, en ons beklei daarteen, en ons stoei daarmee. Maar 1 Petrus 2 vers 23 sê, toe hy uitgeskel is, het hy nie teruggeskel nie. En toe hy gelei het, het hy nie begin dreig nie, en in stilte het hy dit oorgegee aan hom wat regverdige oordeel uitvoer. Doodse stilte. Want hy het nie gewonder nie, maar hy het geweet, dat sy Vader wat in die hemel is, die regverdige is. En sy stilte was die bewys van krag, van 'n staatstelling, van 'n salwing deur die Gees. Hy het nie nodig gehad om 'n woord te sê nie, want dit wat hy gedoen het alles gesê. Jy sien, stilte is eintlik iets besonders. En soms in stil wees, het die Here soveel antwoorde kom bied. En so is dit in jou en my lewe, dat wanneer ons by hierdie plek kom van stilte, dan kry ons baie maal die antwoorde wat ons op geen ander plek ooit kan kry nie. Ja, selfs, terwyl ons weet dat niks van hierdie lewe in die ewigheid kan ingaan nie, weet ons stilte gaan hemel toe. Want daar sal 'n halfuur se stilte in die hemel wees,
wanneer God se oordeel oor hierdie aarde uitgegiet word. Stilte. Reg voor die troon van die heelal. Ek wil met u praat oor die gedagte van die waarde van hierdie stilte. Een van die skrywers sê, as 'n mens kyk na Jesaja 53, dan herinner dit ons aan twee kosbare waarhede. En hy sê die eerste een van hierdie kosbare waarhede is dat Jesus is stil gefokus, sodat niks die kruiswerk kan beswadder nie. Stil gefokus om daardie werk af te handel en niks toe te laat om enigstens in die pad daarvan te kan kom nie. Hy is op dit gefokus. Hy is nie besig om beheer te verloor nie. Hy is in volkome beheer en daarom nie 'n woord uit sy mond uit nie, want dit gebeur presies soos hy het beplan het. Die tweede ding wat hy sê waarin ons herinner word is, daar kom verseker tye in jou en my lewe wanneer stilte tot eer van God is, meer as wat enige woorde ooit tot eer van God kan wees. En daarom moet ek en jy leer om die stilte in ons lewens aan te gryp. Ja, ongelukkig is daar 'n vleeslike stilte ook, ons noem dit stilstype. Daar's ongelukkig is daar 'n vleeslike stilte wat gaan oor my wy en jou wy. Maar ons praat nie van dit nie, ons praat van daardie stil oomblik wanneer ons by die plek kom in ons lewens, of die ondervinding kom in ons lewens, of juis deur ons eie keuse een kant weggebring word, of deur omstandighede daar gebring word. Dan kom wys die Here vir ons, soms is dit absoluut nodig vir hierdie stilte. Nou praat nou van daardie oomblik, wat dit selfs beter is om soms net stil te wees, as om iets stupids te sê. Want ons het nogal die vermoë, hè? Ons kan partykeer nogal iets stupid sê wanneer dit die verkeerde tyd is, en ek het nogal juist daai vermoë julle. Maar stil wees is soms beter as om jou sê te sê. Stil wees is soms beter as om iemand te probeer oortuig. Stil wees is soms beter as om jouself te probeer laat geld. Stil wees is soms beter as om jouself te probeer verdedig of om net woorde reg te stel. Stil wees is soms beter ter wille van iemand se gevoelens. Stil wees is soms beter as om te probeer om die feite op die tafel te sit. En ek sien dit in Jesus se lewe. Hy wat stil wees bemeester het. Ja, want soms is dit beter vir jou en vir my om stil te wees, omdat ek en jy nie 'n manier het om dit wat gesê moet word, selfs in liefde te kan sê nie. So wanneer is dit beter om stil te wees? As jou vrou vir jou vra, of haar rok reg sit, dan sê jy nie 'n woord nie, julle. Ja. Of as jy by 'n veiling sit, sê jy ook nie 'n woord nie, want as dit lyk of jy 'n woord sê, dan val die bot op jou. En ons sukkel baie keer om stil te bly. En ons sukkel baie keer om deur die stil tye van die lewe te gaan. Maar ek sien van die Here Jesus dat hy hierdie stil oomblikke gekoester het. En weet jy, op 'n stadium gaan ek Nampo toe, en ek kom by Nampo saam met iemand, en ons is daar, soos jy inkom by die hek, is ons daar by die eerste gedeelte waar hulle juis besig is met die skaapskeer kompetisie. En terwyl hulle besig is met die skaapskeer kompetisie, is hierdie boere daar met hierdie skape besig. En dan gryp hulle, en dan trek hulle hierdie kant toe, en dan trek hulle daai kant toe, en so ver as hulle aangaan, so skeer hulle, en dan beweeg daai skaap net wat die boer hom wil hê, sonder om te bler, sonder om te mee, sonder om te niks. Daar's nie bewegings nie, daar's nie 'n geluid nie, doodse stilte, en net daar sit ek en ek kry trane in my oë. En die skepper van die heelal het toegelaat dat sy skepsel hom so rondtrek en skeer tot in sy diepste wese. En dan kyk ons baie maal na onsself. En die oomblik as die skere op ons val, die oomblik as die eerste hou op ons rug slaan, dan begin ons koes, en dan begin ons keer. Hy sê hy was mishandel. Hierdie woordjie mishandel is dieselfde woord wat gebruik word wanneer diere mishandel word, of wanneer iemand so optree om juis seer te maak. Hy's opsetlik so behandel. Dieselfde woord was gebruik gewees wanneer 'n prisonier se hande vasgemaak word, en hy word nou rondgeslinger en rondgestamp om te val en te struikel en seer te kry, met die doel om hom juis te beseer. Daardie selfde woord word gebruik. Dit spreek van iemand wat verdruk,
verbrysel en verteer word. En hierdie selfde woord in die Bybel word gebruik in mense optredes teenoor ander mense op so 'n wyse met die doel om seer te maak. Met die doel om te verneder, soos ons lees in Genesis, met die doel om te skend, met die doel om te tart, met die doel om te mishandel. In soveel opsigte van die lewe is hierdie woordjie 'n werklikheid. En te midde van dit kom die skepper van die heelal en hy spreek nie een woord nie. Die tweede ding wat vir my uitstaan in die gedeelte is hy praat van dat hy in hierdie doodse stilte geneem word na die plek waar hy geslag moes word. En die woordjie in die Engels waarvan gepraat was om gebutcher te word. Letterlik uitmekaar geskeur te word. En ek dink aan dit en ek word net bewus van die grootheid van hierdie stilte waar daar nie 'n geluid uit sy mond uitkom nie. Want vandag beleef ons baie dinge en ons word soms seer gemaak. En ons word soms mishandel en ons gaan soms deur die druktes van die lewe en ons word soms verteer en ons word soms geskend en is soms 'n duur prys. En dit bring ons by hierdie plek van doodse stilte. Wanneer ons gekonfronteer word met die dood, wanneer ons gekonfronteer word met die ewigheid, wanneer ons gekonfronteer word met die dele wat buite ons beheer is, wanneer ons gekonfronteer word met die dinge in die lewe wat diep tref. En baie maal begin ons heel eers te verdedig, of rebelleer, of oreed. En ek wonder nogal, so in dit alles, hoeveel van wat ons vandag beleef, in ons werksplek, en in ons huis, en ons vriendskappe, en oral waar ons gaan, gebeur dalk juist so, omdat ons nie bereid is, om die stiltes in ons lewens, se waarde raak te sien. En vriende, jy moet vandag verstaan, hierdie woord het my heel eerste getref. En dit is nie altyd lekker. Dit is nie altyd mooi as 'n mens stil word. En jy sien jouself soos jy is nie. Lukas 22 vers 54 sê die woord van die Here. En het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoëpriester. En dan gebeur daar hierdie groot ding, Jesus word nou van bakboord na stuurboord geneem. En op 'n stadium is Petrus so tussen dit alles besig om so 'n bietjie warm gemaak te word by een van die wêreldse vure. En daar by die wêreldse vuur staan hy en hy word gekonfronteer, maar jy's een van hulle. En in hierdie oomblik waar hy stilte probeer vind in die vure van die wêreld, word hy gekonfronteer met hierdie moeilike ding van stilte. Maar nie soos hy het verwag het nie. Want ewe skielik is hy nie deel van die wêreld nie, maar hy's nou afgesonder en hy's deel van die een in wie die wêreld 'n wese het. Weet jy die verstomming van wat daar gebeur? Is terwyl die Here Jesus hom gewaarsku het en die Here Jesus met hom gepraat het en die Here Jesus hom verduidelik het hoe dit gaan gebeur, kom die Here Jesus op daardie stadium by hom verbygeloop en vers 61 sê Jesus het omgedraai en Petrus aangekyk. Nie een woord nie. Want Jesus verstaan die krag van stilte. En nie een woord kon meer beskryf as wat Jesus se oë in daardie oomblik beskryf het nie. Nie een woord kon meer beteken as hierdie een enkele kyk na 'n man wat so pas Jesus verloon het nie. En dit is my verstommend as ek dink daaraan. Want dit is die beste ding wat Petrus nodig gehad het. En omdat daar stilte in die Here Jesus was hierdie Petrus so onder die oortuiging van die Gees van God, dat hy in trane weghardloop. Want hy sien homself soos hy is. Matteus 27 lees ons dat die Here Jesus tydens die kruisgebeure soveel aantuigings deurmaak, baie dinge buite konteks en heeltemal verdraai. En hy verdedig homself nie. En hy geen regstellings kom aanbied nie. Maar aan die einde van dit alles staan daar 'n Romeinse bevelvoerder en hy roep uit, maar hy is die seun van God. Waarom? Omdat hierdie man deur dit alles is en hy kan sien in sy stilte. Dis die een.
So waarom behoort ek en jy hierdie stil Jesus na te volg? Hy wat veroordeel is, hy wat gehaat is, maar hy wat in vol beheer is. Ja, verdruk is, ja, verteer is, ja, gebutcher is, maar steeds doodstil. Wat beteken dit? Dat daar groot waarde in stiltes is. Maar ek wil graag vir u wys. Deur die woord van die Here is daar soveel plekke waar dit gewys word. En die eerste ding wat ek raak sien is in Job 29 vers 21 waar die woord sê: "Na my het hulle geluister vol verwagting en hulle het stil my raad aangehoor." Stil die raad aangehoor. Psalm 62 vers 2 sê die woord van die Here: "Ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil." En ek wil graag die heel eerste gedagte aan die voorhou. In hierdie stilte is daar wonderlike waarde in die aanhoor van goeie raad. 2 keer wat dit hier genoem word en vele ander kere deur die woord van die Here, is daar hierdie stilte oomblikke nodig in die lewe, sodat daar goeie raad gegee kan word vir 'n soekende siel, sodat daar goeie raad gegee kan word vir iemand wat deur die lewe gaan en dalk net te besig geraak het, dalk net te woelig geraak het, dalk net gedink het, ek het al die antwoorde, dalk net gedink het, ek het dit alles in pag. En is nodig om by stille oomblikke te kom, sodat jy die raad kan terugkom, by die raad kan terugkom van aan hom alleen, en in sy raad is daar vir jou en vir my heil. Job 29 vers 5. In vers 2 sê hy: "Ag, was ek maar soos in die vorige maande, soos in die dae toe God my bewaar het." Vers 5 sê: "Toe die Almagtige nog by my was, my kinders rondom my was, toe my voetstappe gewas is en dikmelk in die rots by my strome van die olie uitgegiet het. Toe ek uitgegaan het na die poort, op na die stad toe, op die markplein met my sitplek reggemaak het die seuns weggekruip as hulle my sien, en grysaards het hulle opgerig en bly staan." En nou hoor jy die woorde van vers 29 af. Hy sê: "Vorste het hulle woorde ingehou en die hand op hulle mond gelê." Vriende, het gebeur baie keer so dat die koninklikes van die wêreld en mense in die wêreld die vermoë het om beter stil te bly as ek en jy. En die mense in die wêreld soms die raad wat aan hulle kant toe kom, beter aanneem as ek en jy. Hy sê in vers 10, hy sê die stem van die edeles is teruggehou en hulle tong het gekleef aan hulle verhemelte, want het 'n oor net gehoor, dan prys dit my gelukkig. En het 'n oog net gesien, dan gee dit my getuienis. Jy sien, in stiltes is daar getuienis wat gelewer word. En daardie oomblikke toe daar nie eens woorde was nie, is daar 'n boodskap wat vasgeslaan word diep in ons siele. Job 29 vers 15 sê: "Oë was ek vir die blinde en voete vir die lamme was ek." Jy sien, stiltes is nodig terwille van wat nie stil kan word nie. Soms dwing die Here ons na 'n plek toe van stil word, sodat ons die raad uit die troonkamer van die hemel uit kan neem. Want goeie raad is broodnodig, vriende. Goeie raad is uiters nodig vir oorlewing, vir jou en vir my. Nie wêreldse goeie raad nie, maar daardie plek waar ek stil word voor God alleen, en God met my bemoeienis maak, en God met my kom praat, sodat ek die stilte oomblik kan geniet, wanneer God my kom bemoeienis maak. So hanteer ek die stilte oomblikke in my lewe. Skop en beklei ons, keer ons en slaan ons, en net dalk mis ons die raad wat God vir jou en vir my in gedagte het. Want die raad van die Here is altyd vir my beswil. Die raad van die Here is altyd lewensveranderend. Die raad van die Here is altyd lewendig, is altyd kragtig. Die raad van die Here is oorlewing. En baie keer staan ons in die raad van die wêreld eerder as in die raad van die Here. Ons staan liewer soos Petrus by die vuur van die wêreld, eerder as in die raad van die Here. Ons staan in die kring van die spotters, doodgelukkig, eerder as in die raad van die Here. En in hierdie wisselvallige lewe is dit beter om in die raad van die koning van die konings te staan. Al bring hy my by 'n plek van doodse stilte, op 'n diepblou see, ver weg van alles en almal af. So wie se raad volg jy vandag?
jou beste maat, jou vernoot, jou vrou, jou man, jou vriend, jou familie. Hoe vriende, ons moet stil word voor die Here. En ons moet die waarde van oomblikke van stilte in ons lewens waardeer, sodat God met jou en my bemoeienis kan maak. Spreuke 10 vers 19 praat verder van die gedagte. Hy sê, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Jy sien, daar is waarde in hierdie stilte om sonde te vermy. Want die vermoë van die mens is om altyd die verkeerde ding op die verkeerde tyd te sê. Ons het net hierdie blaatante uitdaging dat ons nie onsself kan inhou nie en ons sê wat ons nie moet sê nie. En weer eens tref die woord my heel eerste. Keer op keer leer mense hierdie les. Want van te veel praat pleeg ons sonde. En ons maak die aanname om te praat maak 'n mens 'n probleem reg. Maar baie maal deur te praat skep ons juis 'n probleem. En soms praat ons onsself diep in sonde in. Want ons filters is nie altyd wat dit moet wees nie. En ons waarheid is nie altyd wat dit moet wees nie. En ons keuses is nie altyd wat dit moet wees nie. En soms is ons woorde net teleurstellend. In jou huwelik, in jou huis, in jou vriendskappe, daar waar ons gaan. En weer eens tref die woord my heel eerste. Die verkeerde mense al hierdie fout gemaak. Dat jou eie woorde jou diep in sonde dompel. Jy sien, stilte keer dat ek nie iets onbetaamlik sou sê nie. Stilte keer dat ek nie iets onwelvoeglik sou sê nie. Stilte keer dat ek nie iets tot oneer sou sê nie. Stilte keer dat ek nie iets sou sê wat kon bly nie. En ja, vriende, ek weet dat die probleem is nie die mond nie, die probleem is die hart. Ek verstaan dit, maar die mond is die simptoom van die hart. En daarom moet ons vir die Here sê, Here, help my asseblief, dat ek nie hierdie fout sal maak om die stille oomblikke te verag nie, maar dat ek my hart voor U sal buig, Here, en daardie stille oomblikke sal aangryp met my hele wese, sodat ek God nie sal onteer deur my woorde nie. Of 'n keer sê ons dinge wat ons dalk nie eens bedoel het nie. Ons spreek iets wat nie tot eer van die Here is nie. En dan betrap ons onsself binne in sonde. Daarom kan ons die Here dank vir sy vergewende genade. Daarom kan ons die Here dank vir die voorreg wat ons het om na hom toe te kan gaan met groot vrymoedigheid en sê, Here, ek het weer dieselfde fout gemaak, Here. Ek kan nie so leef nie. Ek kan nie so aangaan nie. En ek kom lê my lippe voor U neer, Here, en ek kom bely dit voor die Here, want God is getrou en regverdig. En hy is vir 33 jaar deur hierdie lewe sonder om een enkele woord te sê tot oneer. Wat 'n kostelike voorbeeld om te kan navolg. Stil wees is 'n wonderlike voorreg. En ons lees daarvan in Spreuke 15 vers 1, waar die woord van die Here sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Jy sien, maar die woord sê vir ons baie mooi daarin. Daar's waarde in stilte vir die vrede onder mekaar. Ja, ons kan baie maklik 'n krenkende woord na mekaar toe aanvuur. Ons kan baie maklik 'n woord spreek, maar 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, sê die woord van die Here. Daarom binne ons huise moet ons dit beoefen, binne ons ouerhuis, binne ons kinders se opvoeding, binne ons vriendskappe, binne ons verhoudinge onder mekaar, binne ons onderlinge byeenkomste. Wanneer ons nie by mekaar is nie, dan het ons nodig om die Here te vertrou en sê, Here, help my dat my woorde sag sal wees en die grimmigheid sal afweer. Kan jy indink waar sal ons draai as elkeen net sê wat hy wil? Maar onthou, daar is ook wonderlike waarde in hierdie stil word, want dit bevestig eenheid. Want daar waar ons sê wat ons wil en doen wat ons wil, is elkeen vir homself. En daarom moet ons voor die Here buig en sê, kom praat met my, Here, wys vir my, sodat ek herinner mag word, waar my woorde en my onvermoë om stil te wees, enigstens die eenheid verbreek. Maar stilte is ook waardevol
omdat dit my help om te kan luister. Jy kan nie aanhou praat terwyl jy luister nie. Jy kan nie aanhou besig wees terwyl jy luister. Jy moet tot stilstand kom om te kan hoor. En soms is dit die grootste uitdaging binne 'n huwelik. Soms is dit die grootste uitdaging binne verhoudings. Soms is dit die grootste uitdaging. Ons kom nie tot stilstand nie. Daarom kan ons nie hoor nie. En weer eens praat die Here met my. En daarom moet ons die Here vertrou en sê, ag Here, help ons. Dat ons fyn ingestel sal wees op die waarde van stil word. Sodat ons kan hoor wanneer iemand ons praat. Jakobus 1 vers 19 sê die woord van die Here, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Ons draai so maklik. Vas aan ons eie woorde. Vas aan ons eie skedule. Vas aan soveel dinge. En ons kom nie by die plek dat ons waarlik kan luister na die stem van die Here nie. Jy sê om te kan luister, moet jou my mond stil wees. En ons kan nie sê ons wil wag op die Here as ons te besig is met te veel dinge nie, want daar is in hierdie wonderlike stilte, is daar waardevolle krag, want ons kan leer daarin om te wag op die Here. Ons lees dit dwars deur die woord van die Here. Stilte is van waarde, daarin om keer op keer te wag op die Here. Gideon is die swakste van die swakste, in die swakste familie, in die swakste stam, in die swakste omgewing. Hy staan glad nie kop en skouers bo die ander uit, soos wat Saul uitgestaan het, en vele ander nie. Maar in hierdie eenvoud, kom hy by die plek om in stille gehoorsaamheid te gaan doen wat God vir hom verwag. En sonder om iets wonderbaarlik te gaan doen, kry hy die grootste oorwinning ooit. Keer op keer kom die volk van die Here, en hulle kry hierdie boodskap dat hulle in stilte iets moet gaan doen. En keer op keer smaak hulle die oorwinning. Eksodus 14 vers 14 sê stilte is van groot waarde wanneer ons by daardie stryd in die lewe kom, want hy stry vir ons. Stilte is van groot waarde in diep waters, soos Israel al in diep waters was. Soos Jona in diep waters was, soos Stefanus onder klippe toe gegooi is. Ja, stilte is ook van groot waarde in ons godsdiens, om sy stem te kan verneem. Ek herinner hier aan Samuel, 'n jong seun, wat eenkant geneem word deur sy moeder, 'n belofte aan God toegewy is, en hier in die middel van die nag, in doodse stilte, hoor hy die stem van die Here. Deuteronomium 27 vers 9 sê, verder het Moses en die Levitiese priesters die hele Israel toegespreek en gesê, wees stil en luister, o Israel, vandag het jy die volk van die Here geword. Sjoe, vriende. Hoe gewillig is ek en jy om die waarde van stille oomblikke te waardeer. 1 Samuel 9 vers 27 sê, terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul, beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan, en hy het verder gegaan, maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor. Jy sien, as jy nie tot stilstand kom nie, gaan jy die woord van God mis. As jy nie by die stille oomblik gaan wees nie, gaan jy mis wat God vir jou in gedagte het. Nehemia 8 vers 12 sê, die Lewiete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig. Jy sien, stilte is van waarde, want heilige grond is altyd stilte. Wat maak ek en jy vandag met die raad wat die Here vir ons bring? Ons volg baie raad. Ons volg baie ander dinge. Maar hoe gewillig is ons om stil te word, om te wag op die Here, sodat God met ons kan ontmoet. Stilte is waardevol, wanneer ek en jy 'n verwagting van God het. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus, lê julle heil. In stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie. Is dit nie miskien die boodskap wat na ons toe kom vandag nie? Soveel keer wou ek, maar jy wou nie. Soveel keer vind ons deur Jesus, hy kom, juist deur die Kidronvallei gestap. Hy kyk na die stad Jerusalem, en in sy binneste is daar 'n beroering, want hoeveel keer wou ek, maar julle wou nie.
So het jy 'n verwagting van die Here vir jou volgende stil oomblik? Sou jy bereid wees om terug te keer na die plek van rus, om te wag op die Here? 1 Timoteus 2 vers 12 sê, ek laat die vrou egter nie toe, om onderrig te gee, en oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou. Nee, dit hoef nie, hier is nie met ons te doen nie. Wat 'n wonderlike voorreg, dat dit die God van die heelal se opdrag is, vir iemand om die stilte van die hemel te kan beleef. Hier waar jy is. Ek praat op 'n stadium met 'n man wat vandag in die voltydse diens van die Here staan. Hy sê hy kry die roeping van die Here af en hy moet gaan vir voltydse diens en hy skop daarteen en hy beklei daarteen, want Here, ek moet lewe maak en ek moet geld maak en ek moet sukses behaal en ek moet baie dinge mekaar maak en hy begin skop en keer en hy gaan groot met besigheid en hy gaan groot met baie dinge en op die einde van die dag toe lê hy kar op sy dak en in doodse stilte sê hy, Here, stuur my. Vriende, hoe groter die verwagting, hoe stiller sal ek wees. Stilte is van groot waarde, want in stille oomblikke kan ek leer om gehoorsaam te wees. Een van die skrywers sê, silence is valuable in being silent with God for the right reason at the right time. En ek en jy behoort saam die pad te kan loop vir die eer van die Here. En ons behoort saam op 'n plek te kan wees waar ons sê, Here, ek gaan myself onderwerp aan hierdie stil oomblikke in my lewe. Ek gaan myself onderwerp sodat ek u stem kan hoor, sodat ek kan weet wat u vir my in gedagte het. En ja, stil oomblik is nodig vir jou en vir my, dat ons kan terugkom by die eer van die Here. As jy vanmôre besef, soos ek dit moes besef, dat ons meer stil moet wees, terwille van die eer van God. Dan kan jy vandag dit voor die Here kom bely, soos ek het voor die Here moes kom bely. Want jou en my woorde dompel ons diep in sonde. Maar vanmôre hoor jy die stem van die Here. En jy sit hier en jy het ook 'n verwagting van die Here en sê, Here, kom praat met my. En jy is gewillig om te wag op die Here, al kos dit wat se stilte. En jy is bereid om te luister. Ja, stil wees. Dis nie vir jou en vir my eer nie. Dis vir God se eer. En stil wees terwille van God se hand wat besig is om te werk. Stil wees terwille van God wat sy werk moet kom volbring. Ja, vriende, in stilte sê die woord van die Here skuil daar vir ons oorwinnings. Eksodus 14 vers 14 sê, die Here sal vir jou stry. Jy moet stil wees. Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet dat ek die Here is. Hierdie oomblik van stil word in die Here is om daardie ontdekking te hê, sodat jy God leer ken, soos jy hom nog nooit van tevore geken het nie, om hom te leer ken as die ware ek is. Habakuk 2 vers 20 sê, die Here is in sy heilige tempel. Laat die hele aarde stil wees in sy teenwoordigheid. En toe kom kerk en sê, nee, ons het 'n band nodig, en ons het dit nodig, en ons het dat nodig, en ons het baie dinge nodig, en onmiddellik is die teenwoordigheid weg, want die teenwoordigheid van God is altyd stilte. Prediker 3 vers 7 sê, 'n tyd om te swyg is binne in die wil van die Here. Markus 4 vers 39 sê, hy gee selfs die opdrag, dat die wind opdrag gegee word, om stil te word, en as die wind gehoorsaam is, aan oomblikke van stil word, wie is ek en jy? Om te sê, nou thank you. 1 Samuel 12 vers 16 sê, staan stil, en aanskou die oorwinning. Is dit nie waarom ons baie keer sukkel om oorwinnings te beleef nie? Want ons kan nie tot stilstand kom, om dit te sien. Job 6 vers 24 sê, leer my, en ek sal stil wees. En dis iemand my die meeste getref het. Want nie een van ons kan sê ons het gearriveer nie. Elke een van ons wat vandag hier is, en ek is net soos elke ander een, dalk die ergste van almal, het die lering van die Here nodig. En as jy nie gaan stil wees nie, gaan jy dit mis.
Ons buig ons harte, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons kan weet dat U is die God van stiltes. En Here, ons het die wonderlike voorreg om in U stilte te kan inbeweeg, in U rus te kan ingaan. Dankie vir U woord, wat skerper sny as 'n tweesnydende swaard. Skeiding maak tussen murg en been. Dankie Here vir stille oomblikke waarin U ons kom leer, kom lei, kom teregwys, kom onderwys. Vader, help ons om die stil oomblik in ons lewens te vat en dit doelgerig deur te maak vir die eer van die Here. Help ons Here om in stilte die kruis te verdra wat U op ons kom lê. Help ons Here dat ons dit sal doen tot eer van die naam van God. Ja, mense kan so maklik oordeel. En ons oordeel mekaar so maklik, Here. En ons maak die fout van ons lewe. Want is maar net een tree tot my volgende stilte oomblik mag kom. So Here, help ons om daar vir mekaar te wees. Mekaar te ondersteun om nader te kom aan die plek waar U ons wil hê. Sodat ons stille oomblikke sal wees vir die eer van die Here. Die koning van die heelal. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.